Die digter van Psalm 112 help ons nogal baie. Hy skryf nie bloot net dat daar regverdige mense is wat ontzag het vir God nie. Ons lees nie net hoe hulle is nie, maar ons lees ook hoe hulle leef. Dit is die vrugte wat uit hulle lewens groei. Vers 3 sê, so 'n persoon se regverdigheid hou stand vir altyd. Hulle doen net goed aan ander mense, staan dit in die boodskap. In die taal van die Nuwe Testament is 'n regverdige natuurlik 'n kind van die Here. In vers 4 van Psalm 112 staan, hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Vers 5 beskryf iemand wat goedhartig is en uitleen, wat hulle sake eerlik bestuur. Vers 6 noem die kind van God een wat nooit wankel nie, 'n bestendige persoon. En in vers 7, vir slegte tyding is hy nie bang nie. Sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Vers 7 en 8 in die boodskap lees, slegte nuus ontstel hom nie, want sy hand is veilig in die Here se. Omdat hy op die Here vertrou, is hy glad nie bang nie. In vers 9 sê die psalmdigter, hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Met waardigheid styg sy aansien. Wat interessant is dat die boodskap, wat 'n parafrase is, 'n vryer vertaling, hier nogal baie naby aan die oorspronklike Hebreëus gebly het. Daar staan, hy strooi sy besittings uit. Arme mense draai op die hande. Hy hou nooit op om goed te doen nie. Wat 'n leefstyl. Dit bring baie eer en vreugde. En in die 83 vertaling staan, hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen is reg en blywend. Hy geniet hoë aansien. Maar onthou asseblief, al hierdie dinge is nie 'n lys van goeie dade wat ons kan aftik nie. Dit is nie iets om aan te werk nie. Dan word dit juis werke, goeie dade. Dit is die natuurlike vrug van 'n hart wat deur God verander is. So sê Jesus ook. Die vrug, die produk, die resultaat. Paulus sou sommer sê, dit is tweede natuur, en daarmee dan bedoel hy dat dit ons nuwe natuur is, volgens ons nuwe identiteit in Christus. Kyk maar byvoorbeeld na Efesiërs 4, vers 23 en 24, en Kolossense 3, vers 9 en 10. Dit moet in jou en my lewe die norm wees, nie die uitsondering nie, sê hy en die digter van Psalm 112. Dit alles is natuurlik ook Jesus se hart. Hy sê vir ons in Lukas 6 van vers 43 af, 'n goeie boom kan nie anders nie as om goeie vrugte te dra. Hierdie is nie dade wat ons doen om God se guns te probeer verdien nie. Dit is die vrugte wat groei omdat ons reeds in sy guns leef. As jy jouself voortdurend moet forceer, moet dwing om goed te wees in aanhalingstekens, of om vrygewig te wees, moet jy dalk dieper vra, is my hart regtig vol van God, of probeer ek net goed lyk? Watter vrugte groei vandag spontaan uit jou lewe uit? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons ook daaraan nie net herinner nie, maar ons kom leer het, dat 'n goeie boom kan nie anders nie as om goeie vrugte te dra. Dankie dat U ook gesê het, ons is die lote wat in U ingeënt is en daarom dra ons vrugte en daarom kan ons baie vrug dra. Help ons wat U volg en wat U dien en wat U liefhet, dat hierdie ons tweede natuur sal wees, dat ons spontaan goed sal leef en vrygewig sal wees. Help ons elkeen dat dit waarvan U ons harte vol gemaak het, ook sal oorloop, uitvloei uit ons lewens uit. Ons vra dit in U naam alleen. Amen.